alles wat ek doen ek vir hom en ek wil seker maak dat hy kry alles wat hy moet kry. Ek gee alles wat ek kan gee. Partykeer vergeet jy dat om raak te sien wat jy wel gedoen het. Dit is maar daai prentjie van jy wil so baie gee en jy wil alles perfek hê dat jy partykeer vergeet. En wat sou soos jou raad is vir 'n of wat is jou gewete? Soos as jy nou dalk bietjie opgeslip het of dalk net voel, soos wat laat jou bietjie net beter voel? Die belangrikste vir my is wanneer jy voel jy het 'n oomblik van swakheid gehad. Alles is besig, alles is gaas in die huis en net vir 'n oomblik dalk net 'n klein bietjie minder geduld gehad. Yes. Is die belangrikste vir my En hierdie is my hardloop so. Vandag se episode is ek baie oor opgewonde. Ek het 'n spesiale vriendin hierso, Sharnay. So voor ons gaan, jy weet, lekker net, hey friend, hoe gaan dit in opvang? Gaan ek jou net bietjie mooi voorstel hierso. Sharnay se mamma, 'n vrou, 'n vriendin, 'n gewese juffrou en nou ook 'n content creator op social media en sy is ook 'n social media manager. Maar iets wat ek nog altyd van haar bewonder het, is die manier waarop sy haar man so mooi ondersteun en ook dat sy so amazing mamma vir Milan is haar seentjie. En hoe sy ook net weet, ek dink hierdie podcast kan so persoonlik wees dat ek ken jou mens wees, maar ook altyd hoe jy op die Here wag en hom vertrou met alles. En daar's so baie goed wat mense nie eers weet nie. So sy was my grootste steunpilaar gewees in op my age daai tyd en gereeld die persoon as ek bel, Sharnay, ek weet nie, ek kan nie, soos nee. Trek jou big girl panties aan, verstaan. So jy is regtig 'n rots in my lewe. So baie dankie dat jy hier is vandag en ek sien so uit om saam met jou te kuier. Hallo Rachelle. Dit is my baie lekker om deel te kan wees en hier te kan wees saam met jou. Soos jy sê, ek sê min goeie dinge het uit Potch uitgekom en jy is verseker een van hulle. En ja, ek sal nooit vergeet toe ek daar ingestap het en jy op dag 1 al jouself vir my genooi het en jouself langs ons tafel kom neerplak het en ek my man moes wel net sê, hoorie, 'n meisie het nou net genooi vir pasta by ons huis vanaand en hy sê, hoekom nie meer vreemde mense in ons huis in? Ek onthou, mense het vir my gesê, hoorie, want ek was nie die eerste dag toe jy by skool was daar nie. En mense sê vir my, hoorie, daar's 'n meisie wat presies soos jy lyk. Eers ek soos ag nee. Verstaan, ek sê dit uniek in myself, wat sê hierdie nou? En toe ek jou sien raai personeel kom en dink ek, joh, sy's baie mooi, is dit hoe ek lyk? Want dit is 'n groot kompliment dat ek soos jy ook kan lyk en dit is baie lekker om saam te kuier. En dis kuier. sissies en hulle sê vir ons, en toe sê ek soos, "Hi, hoorie, kan ek vanaand by julle kom eet?" En ek sal nooit vergeet nie, ek dink ons het jou pasta geëet en dis vir nou my go-to resep vir enige gas wat ek eerste keer na ons huis nooi, dan eet ons daai pasta wat jy my geleer het. So we go way back. Maar voor ons nou in die topic oor vandag gaan indelf, gaan ek vir jou 'n vraag vra. Dit voel so formeel met jy sê op die chat, maar ek gaan vir jou 'n vraag vra wat ek vir elke gas wat hier op die bank is en dit is hoe, waarvoor en wat laat jou hart klop? Ek het baie lank oor die vraag gedink en ek dink elke keer wat ek dit vir myself gevra het, het dit opgekom dat my hart klop 100% vir my gesin. Dit is vir my regtig die grootste voorreg om mamma te wees en natuurlik vrou te wees tot my man ook. So ek dink 100% my hart klop vir my man en my kind en dit wat uit my huis uit eendag gaan kom. Jo, dit is mooi en ek kan sien dit is jou hartklop en dit is wat jy leef, dis wat jy uitstraal. Dis waarna ek opkyk soos ek gesê het. So dis nou lekker dat dit jou hartklop is want ons gaan 'n bietjie vandag praat oor mommy guilt. Nou ek is nog nie 'n mamma nie, soos ek wil graag 'n mamma wees, maar ek is omring met klomp vriendinne wat al babietjies het, kinders het wat so Milan se ouderdom is en dalk tienerkinders het en so aan. So ek is omring met baie mammas en ek dink daar's verskriklik baie druk op mammas om soos half alles reg te kry, perfek te hê. So ek dink mommy guilt is dalk almal voel dit, maar ons praat hier daaroor nie want ons mag dit net nie wys nie. Ons het die penny laat drop of ons het dalk die kind by die skool vergeet of ons mag dit nie wys nie. So dis 'n bietjie waaroor ons gaan praat vandag. So ek gaan afskop en net vir jou vra, hoekom dink jy voel soveel ma's skuldig, selfs of daar wanneer hulle voel, "Jog, maar ek doen gee my alles." Dan is daar een dingetjie wat opslip. Hoekom tref dit 'n ma se hart so diep? Hoekom is daar so 'n diepe gevoel? Ek dink die belangrikste is veral vir iemand soos ek wie se hele hartklop my kind is. Ek dink alles wat ek doen ek vir hom en ek wil seker maak dat hy kry alles wat hy moet kry. Ek gee alles wat ek kan gee. En ek dink 'n mens voel skuldig want jy fokus so oor meer gee en alles reg doen en alles perfek doen dat partykeer vergeet jy dat om raak te sien wat jy wel gedoen het. Ja. Jy mis die oomblikke waar jy op die vloer gaan sit het, die wasgoed vergeet het, die skottelgoed vergeet het en letterlik net present was. Jy mis dit want dan dink jy aan daai een oomblik wat jy dalk net gou-gou iets gekyk het op jou foon of net gou-gou met iemand anders gepraat het. So ek dink dit is maar daai prentjie van jy wil so baie gee en jy wil alles perfek hê dat jy partykeer vergeet van
wat jy eintlik al reeds reg gekry het daai dag. En wat sou soos jou raad is vir 'n of wat is jou gewete? Soos as jy nou dalk bietjie opgeslip het of dalk net voel, soos wat laat jou bietjie net beter voel? Ek dink die belangrikste vir my is wanneer jy voel jy het 'n oomblik van swakheid gehad. So kom ons sê alles is besig, alles is chaos in die huis en jy het vir 'n oomblik dalk net 'n klein bietjie minder geduld gehad. Yes. Is die belangrikste vir my om seker te maak ek restoreer dit en ek maak dit reg vir my kind. Ek dink Dis dit is mooi, so ja. belangrik dat ons vergeet partykeer in daai oomblik is al ook 'n les. Ja. Soos in dit vir my om te kan herken, weet jy wat, mamma het nou net nie die geduld gehad wat ek moes Ja. gehad het nie. Ek was dalk nou gou-gou bietjie kortaf met jou gewees, maar ek erken dit en ek kan vir hom jammer sê. Ja. Ek kan vir hom sê Milani, jammer dat mamma so opgetree het. Jammer ek was ongedadig met jou gewees. En in daai hele proses wil ek jy moet leer dat ek mag foute maak. Ons is mens, ons mag foute maak. Ek moet erken dat ek foute gemaak het and that's when grace comes. Ja. En ek dink wanneer jy daai proses met jou kind deurgaan en hy dit sien van 'n jong ouderdom af, is dit ook wat jy instil in hom. Soos dit is waar hy eendag as hy 'n fout maak Ja, ook gaan ja. verstaan, soos ek moet dit erken. Sure, dis Eerstens, mooi, ja, ek ek gaan tweedens kan vra vir hom Ja. verskoning en vergifnis vra en dan van daar af is dit ook 'n leerskool. So nie al daai oomblikke is noodwendig vir niks nie. Soos Ja. jy kan nog steeds uit dit uitkry. So ek dink die belangrikste is maar net om seker te maak dat wees net reël oor dit. Laat hy sien dat jy is nie hierdie perfekte beeld nie. As dit gebeur, vra om verskoning en gaan aan. Moenie daai skuldgevoel by jou nie want dit steel jou volgende oomblik se vreugde. Ja. Soos let it go, gaan vat dit na die Here toe. Vra vir die Here ook soos in hierdie oomblik het ek regtig nou nie opgetree soos wat ek moet nie. Ek weet ek was verkeerd, Ja. maar hoe kan ek dit beter maak maak. volgende keer? Geef vir my daai grace om beter op te tree, om beter te wees Ja. en die volgende keer wat so 'n oomblik dalk weer Ja. gebeur. So ek weet van want ek het al soos myself ook genooi om 'n vakansie by julle te bly te kuier. Gaaf. Ja, dit is en ek kan vir jou eerlik sê, ek word uitgebid. Ek kom nie om te rus daar nie want as ek weer sien is mamma Sharnay op, ons gaan nou trampolien spring. Ons gaan om die swembad vir Ozzy en Bas jaag. Dis nou hulle honde. Ons gaan, jy weet, speel met Milan golf. Ons gaan kyk hoe ver kan ons die balle slaan. Ons staan die Shell moet in blokkies dat ons sien my maar kap met 'n lepel maar ons gaan speel. Dan jy dit is so cute. So Milani speel altyd so lekker saam met jou. Ek dink jy's sy beste maatjie, nê. Maar hoe kry jy dit reg? Hoe het jy so baie energie? Hoe kan jy altyd so, jy weet, inklim en jy's hands-on met Milan? Dis nooit wat ek al gesien het 'n oomblik waar kyk jy is ek jou oomblik waar jy net ook 'n breather vat. Ek dink net verskriklik van jy is heeltyd so, maar dis net vir my so mooi van dis nooit vir jou te veel moeite nie van dit wat ek al geobserveer het nie en dis my so mooi hoe jy in die modder klim, in die sandpit sit. En dit maak nie saak jy is nie daai van jy speel daar by jou eie nie soos wat hy is so positief. Wat maak dat jy weet so hands-on is? Ja. Ek dink vir my die belangrikste en dis 'n gesprek wat ek en my man ook gehad het is eendag gaan jou kind in 'n huis sit wat nie jou huis is nie. Hy gaan saam mense sit wat jy nooit geken het nie en hulle gaan vir hom vra, "Vertel ons van jou kinderdae." En dit is waar dit my getref het om te besef soos ek wil hy moet eendag kan terugkyk en hy moet kan sê soos my ma het gelove om my mamma te wees. Sy het nooit ooit teruggestaan nie. Sy was altyd bereid om saam met in die modder te speel. Nou die dag met my man se cricket staan ek by die vrouens en praat en hulle sê, "Shanay, we never see you." Ons sien jou nooit nie. Jy sê altyd kyk som cricket dan dink ek, ja nee, ek gaan alleen kyk. Exactly. Soos weet jy wil nie saam gaan kyk nie want hulle weet, hulle gaan net nie alleen sit want vir my in daai oomblikke ek ondersteun my man, ek is daar maar dis my baie belangriker om saam met hom onder op die rugbyveld of op die cricketveld daarso op die stands cricket te speel en rond te hardloop en net soveel present te wees want die ding is hierdie seisoen is so kort. Ja, dis waar. Soos die Here gee vir ons hierdie seisoen en hierdie is this is the foundational places. Soos as jy hierdie verkeerd kry, is daar soveel meer in hom wat gaan uitvloei op eendag hoe hy met sy kinders gaan wees en dis my so belangrik dat die Here wat hierdie tyd vir ons gee, ons net al daai energie gee en krag. Ja, partykeer is ek vrek moeg, ek wil nie karretjie speel nie. Ek wil nie nou in die modder speel nie. Ek wil nie trampolien spring nie. Maar dan lê ek op die trampolien en ek sê mamma's popcorn en jy met my spring. Sis, kry net maniere om te rus. Wow, dis mooi. So ja, dis maar net soos just be present en maak seker die storie wat hy gaan vertel van die huis waarin hy groot geword het is something worthy of listening to. Soos maak net seker dat jy gee wat jy kan. Ja, want dis nou ook wat ek wou vra, soos hoe lyk rus dan vir jou in die sin van wanneer vat jy net 'n oomblik? Soos hoe lyk jou oomblik wat jy vat? Nou nie jy's popcorn op die, maar soos as jy met al die goed wat aangaan en ma wees en 'n besige seentjie en al daai goed soos as jy nou vir my kan sê prakties, soos hoe lyk dit net om weer want ek glo dis ook belangrik dat jy nie te oor werk en al daai goed en nie net daai moment het nie. Soos hoe lyk daai moment vir jou en hoekom is dit so belangrik?
Ek dink in die begin dink 'n mens jy moet heeltyd 100% gee. Jy moet alles perfek hê. Jy mag nie een oomblik net 'n bietjie sit en rus nie. En dan het ek besef dat 'n mens kan nie uit 'n leeubeker uitskink nie. Ja. Soos Jesus het ook gerus en jy mag ook rus en jy is eintlik net 'n beter mamma wanneer jy gerus het. So dit is okay om partykeer vir mense te vra, luister, kan julle asseblief vir Milan vir 5 minute of vir 10 minute gou iewers heen vat of Jy was die eerste persoon wat my gesê het, "Hier's my baba." Dit was my baie erg. Jy weet ek ook eens met my baba vashou. Verstaan man, daai oomblik het ek Ja. geweet dat ek het nodig dat jy gou 5 minute laat ek net kon gaan stort en Ja. al wat ek wou gedoen het was stort en partykeer is dit moeilik, partykeer het jy nie die tyd nie, maar aanvaar die hulp, vra hulp. So. Wees seker dat jy na jouself ook kyk. Ek dink as 'n mamma vergeet ons partykeer dat jy as mens ook heel moet wees. Jy as mens kan regtig vir net soveel gee en soveel doen wanneer jou koppie en jou beker ook vol is. So vat daai oomblik as jy vir ouma en oupa moet vra om gou-gou te vat vir 'n milkshake. Ja, hy gaan terugkom en hy gaan baie suiker in hê, maar jy gaan vol genoeg wees om dit te kan deel. So rus, soos wat ek sê, jy gaan rus by Jesus se voete ook en bid daaroor en vra vir hom soos in sekere oomblikke dat hy regtig vir jou die krag moet gee om deur dit te gaan, maar moet nie jouself laat gaan net omdat jy hierdie perfekte beeld wil wees van wat jy alles moet doen nie. Weet jy, was ook vir my 'n mooi ding wat ek baie by jou leer, omdat jy soos my ouers was wat ek nou opkyk en wat vir my so mooi is altyd soos jy's ook iemand wat you learn as you go, maar jy bewapen ook jouself met tools soos 'n boek oor hoe om 'n seentjie groot te maak of soos jy doen navorsing want jy wil dit execute. Jy wil dit die beste, jy wil jou beste gee in ma wees, in vrou wees en al daai goeters en dit inspireer my baie. Ek bedoel, jy is iemand wat vir belangrik vir jou man te bid. Jy soos lees hierdie boek, lees hierdie en dis my so mooi en ek dink daai het my geleer via hoe jy dit benader en jy altyd jouself soos tool met al die goed om dit half jou te help om goed bietjie beter te verstaan en te hanteer. Het my geleer soos die beste nalatenskap of die beste ding wat jy vir jou kind kan gee is 'n gesonde jy. En dit is half wat ek deur al die goed van by jou geleer het as een eenvoudige ding van ek het vir die wêreld gesê voor ons dink aan kinders skryf enigiets soos kom ons maak eers seker ek's gesond en jy is gesond en ons as 'n man en vrou is gesond voor ons verantwoordelikheid vat vir iemand wat ek dink daar's soveel goed as jy ek sê nie ouers moet alles perfek hê nie want niemand het perfekte ouers nie, maar daar is goed wat mens kan doen om net seker te maak daar is nie te damaged goods. Nie te nie, ek weet nie, ons almal maar gebroke mense, maar wat kom uit 'n gesin uit nie. So ek wil bietjie by jou hoor jy weet so social media het soos hierdie hele ding gevorm van dan staan die kind nou, julle is nou by hierdie amazing, jy weet, die see en nou neem hulle die foto met die seentjie met die vlekkies en hy bou 'n sandkasteeltjie en dit lyk alles net so perfek en so lekker en ek dink daar's soveel vrouens wat agter die skerm sit en dan kom daai mommy guilt, daai ding van maar my kind is nie so soet nie. My kind stil nie by daai sandkasteel staan en oulik fout nie. Hy sal hom so smash of byt of iets of omskop of wat ook al soos is al vir jou soos 'n ding, 'n ongesonde ding wanneer dit kom by social media van being a perfect mom. En watter raad sal jy gee vir vrouens dat hulle self heeltyd hierdie feed voer en heeltyd ook dit so vat van ek kan my net opgee. Ek dink die belangrikste vir altyd as jy in social media obviously werk, sien ek dat soos jy moet onthou dat alles wat op sosiale media gedeel word is highlight reels. Dis die perfekte prentjie, maar langs daai perfekte prentjie beloof ek jou, hulle huis is ook vuil. Hulle kind het ook 'n lunchbox skool toe gehad wat die leftovers was van die vorige aand. Hulle dit gebeur. Dit is my kind het 3 uit die 5 dae het hy perfekte lunchbox en die ander 2 dae is wat ek gou-gou vinnig in 2 minute bymekaar kon kry, maar die belangrikste is jou kind eet. Ek dink hulle moet nie vergeet van die realiteit agter die skerm nie. Niemand gaan deel hoe jou kind 'n tantrum gooi nie. Voordat jy daai perfekte foto gekry het, was dit net meer 'n 10 minuut van asseblief neem 'n foto van mamma. As jy 'n foto neem, beloof ek jy gaan 'n roomys kry. Soos niemand gaan daai gedeelte deel nie. Maar ek dink en almal het baie raad. Social media gaan alles vir jou gee. Hulle gaan vir jou sê jy moet hierdie doen, jy moet hierdie produk hê, jy moet hierdie vir jou kind gee. As jy dit gee, is jy 'n slegte mamma. As jy nie 10 minute elke dag hierdie doen nie, is jy 'n slegte mamma. Maar ek dink die belangrikste is jy moet ook net kyk wat jy kyk en wie jy follow. Soos moenie net die goed kyk wat jou laat slegter voel as 'n mamma of sleg laat voel as 'n vrou nie. Gaan volg die goed wat regtig waar authentic is. Goed wil mense praat oor. Ja, dit is moeilik om 'n mamma te wees. Sondag. So some days it's really hard. Ja, dit is moeilik om partykeer vrou en mamma en al hierdie rolle te hê, maar
weer eens, soos laat jou vergrootglas die goeie oomblikke wees. Wow, dis Soos mooi, daai dit was klein goed. oomblikies wat jy het, soos as jy daai oomblikke van jou ook gaan vasvang en dit alles bymekaar gaan sit en jy dit gaan terugkyk, gaan jy besef, maar my lewe is so. Ja. Maar dit is partykeer raak ons net verdwaald in die hoe moes ek gewees het, wat moes ek gedoen het, wat verwag social media van my, wat doen daai mamma, wat doen daai mamma, dat jy vergeet dat you're actually doing a good job. En dit is net so belangrik dat jy onthou dat op die einde van die dag nie alles wat vir ander mense werk gaan vir jou werk nie. Ja. Jy gaan raad Want van jou kind almal is ook afkry. anders, soos uniek. Jou kind is anders, jou huisdinamika is anders, hoe jy groot geword het en jou man groot geword het en wat julle saambring na jou huis toe is anders. So daar's geen resep vir soos hierdie is wat gaan werk nie. Ja, partykeer werk dit of jy moet bietjie aanpasbaar wees en jy moet hierdie verander, maar op die einde van die dag is doen net wat vir jou en jou gesin werk en vergeet van wat hulle wil hê jy moet doen. Ja. Soos doen net wat vir julle werk en op die einde van die dag die belangrikste is 'n kind wat geliefd voel, 'n kind wat vreugde het, 'n kind wat 'n mamma en pappa het wat hy kan sien lief is vir mekaar. Ja. En dit op die einde van die dag is wat belangrik is. En jy en Delano se huwelik is net special. Ek wil ook bietjie by jou hoor of jy deur dit gegaan het. Ek het nog nooit eers met jou as vriendin soos oor dit gepraat hier en dit was 'n topik wat ek iewers gekyk het wat iemand oor hierdie ding gepraat het. Toe het ek nie geweet kan dit 'n ding wees nie, maar dalk vir jong mammas. Soos mammas wat dalk nou net 'n baba gehad het of die kind is dalk so 'n jaar of 2 of so nie nuwe mammaatjies, nê. Soos is daar 'n ding wat gebeur van jy was hierdie mens gewees voor jou swangerskap, nê? En dan dink jy, kom ek kry gou die 9 maande oor, gee geboorte aan my kind, dan kan ek weer teruggaan na die mens wat ek is en dan ewe skielik along the line dan besef jy soos ek het heeltemal myself verloor. En dan is jy half soos in hierdie dip. Soos het dit met jou gebeur? Het jy al van dit gehoor? En hoe hanteer mens dit? Ja. Ek dink verseker, ek dink daar's min mammas wat kan sê dit gebeur nie met hulle nie. Ek dink ook jy word nie regtig voorberei op die regte goed wanneer jy swanger is nie. Almal vertel vir jou net van, jy weet, die highlight reels, soos al hierdie oomblikke, maar niemand delf in alles waardeur jy gaan nie. Soos deur geboorte, alles van jou daar gaan letterlik 'n stukkie van jouself dood en ek glo dit want dit daar moet plek kom vir 'n mamma word. Daar moet ietsie binne jou moet verdwyn vir die volgende rol en die volgende ding wat jy moet volstaan, moet kan CV. So vir my, ek het definitief deur dit gegaan. Ek dink dit was ja, die eerste maand was chaos. Ons familie was baie ver gewees, ons was in Potch gewees. Delano was weg gewees vir 'n rukkie gewees en daar was oomblikke waar mense sit en jy voel net soos ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen nie. Ek weet nie hoe ek nog 'n kind gaan hê nie. Jy het 5 minute jy moet besluit soos gaan jy eet, gaan jy stort, gaan jy aantrek, gaan jy die bed opmaak en ja, vandag werk doen. ja, so daar is oomblikke waar jy net weer eens grace moet hê met jouself. Ek dink weet net dat jy gaan nooit teruggaan na daai weergawe van jou nie en jy is nie veronderstel om terug te gaan na daai weergawe van jou nie. Jy's nou 'n mamma. Dit vat soveel oor van wie jy is en dit hoef nie weg te vat van jou of nie. It can only add to you. So wees 'n mamma en wees nog steeds jouself en ek dink dit is weer eens waar rus so belangrik is. So maak seker dat jy rus en tyd gee aan jouself ook. Net omdat jy 'n mamma is, net omdat jy 'n vrou is en 'n vriendin is en al hierdie rolle het, beteken nie dat jy jouself moet verloor in die proses nie. So kry een klein dingetjie, al is dit een dingetjie op 'n slag en doen net iets vir jouself nog steeds om weer op 'n punt te kom. Maar dit vat tyd. Dit vat baie lank. Dit vat regtig tyd om te besef soos in hierdie hele proses wat ek mamma geword het en jou hele lewe verander. So ek het nooit geweet ek is moeg tot die dag wat ek besef het ek het 'n kind. Dis dan dink jy wat het ek my tyd gedoen? Soos my moeg is nou moeg. Verstaan? Maar jy net grace met jouself en gee jouself tyd om in hierdie nuwe rol in te kom. Jy gaan leer hoe om mamma te wees, jy gaan leer hoe om vrou te wees, jy gaan leer hoe om alles weer op dieselfde manier te doen soos wat jy het of eintlik beter. Maar aanvaar net die feit dat jy gaan nooit weer wees wie jy was nie en jy is veronderstel om daai persoon mee te wees nie. Die manier hoe die vrou dit opgesom het waar ek het gesien het. Ek kan nie presies onthou nie, maar sy het gesê it's not about going back, it's about moving forward. So dit was nog 'n mooi manier van ons streef hier daarna om nou weer te wees wat ons was en is eintlik van okay, ons het hierdie ding wat nou ook in ons lewens nou met ons soos van daai plek af vorentoe beweeg. Dit was ook vir my 'n mooi manier hoe sy dit kind of gestel het. Maar ek wil dan met jou 'n bietjie praat oor so ek weet Delano speel obviously cricket. En hy travel baie en dis hoekom ek het so geniet het daai tyd in Potchefstroom en dan ons roomies en dan kan ek bietjie kom bly by jou en kuier en al hierdie goeters, maar ek dink wat ek baie keer dit het my amper in 'n plek gesit waar ek gevoel het jog ek het nie ruimte om te kla nie. Verstaan jy, want soos jy moes baie goeters
half alleen manage, jy weet, jy werk nou, jy het 'n kind, Delano toer by hy, so af en toe by die huis of dit en dan kan jy amper sê jy operate as 'n single parent, soos jy moet gaan skool drop off, soos jy nou verduidelik het en jy moet al die goeders doen, soos hoe cope jy baie keer om te voel, jog, ek het al die balle en ek wil net nie een moet in die lug val nie. Ja. Ek Dis dink dalk vir vrouens wat se mans, ek dink baie keer aan dit, wat se mans oor see werk of sulke tipe goeders. Nou sukkel hulle half, hulle het die hele lewe wat hulle hier aan die gang moet hou en hulle voel half hulle doen dit alleen. Ja. ja. Ek dink die belangrikste met dit is om te besef dat dit is moeilik. Ja, party dae is dit gaals in my huis en ek weet nie hoe om alles te doen nie. Maar ek het nou die dag die mooiste teorie gelees dat hulle gepraat het oor 'n glasbal en 'n rubberbal. En in hierdie teorie het hulle gepraat dat soos jy moet gaan kies watter een kan ek vir nou laat val en dan nou weer optel en dit gaan oukei wees en watter een gaan ek nou laat val en dit gaan breek en dit was die einde van daai oomblik. So partykeer moet 'n mens besef dat wanneer jy al hierdie rolle het en jy's alleen en jy moet half kies, dan moet jy besef soos as ek nou gou-gou my werk vir 10 minute los, maar aandag gee aan Milan, soos as daai oomblik wat hy mamma en jy nie reageer of regtig aandag gee nie en jy laat val daai glasbal, is dit dalk daai oomblik waar hy voel hy is nie gesien nie of hy is nie gehoor nie en hy word nie gesien nie. Waar as ek net vir 10 minute die rubberbal laat val wat nou die werk is in daai oomblik, soos ek kan dit dan nou optel and that will still be fine. So ek dink besef wat is belangrik. Soos besef wat is belangrik in elke ding en ja, om alles alleen te dra, dit is nie maklik nie. Hê oop en eerlike kommunikasie met mekaar. Ek meen partykeer bel ek vir Delana en ek sê kan nie net gou vir Milan 5 minute op die foon hou dat ek net gou dit doen. En wees net 'n span. Ek dink besef op die einde van die dag soos moenie goed teen mekaar ophou nie. Ek het al baie met vrouens gepraat en dan sê hulle soos ja, maar hy doen dit en dis net my lewe wat verander het en dis net ek wat sit by die huis en ek moet heeltyd na die kind kyk. Ek moet seker my lewe het verander. Ek kan nie meer dit doen nie. Maar op die einde van die dag soos ek is 100% seker meeste van hulle en ek praat definitief met Delana soos as hy kon, sou hy eerder by die huis wou wees. Maar in hierdie seisoen wat ons nou is dit wat ons gegee is en wees net 'n span, werk saam daaraan en hê grace met jouself. Soos partykeer is ek 'n beter mamma en partykeer is ek 'n beter vrou en partykeer, maar op elke dag is daar 'n weergawe van jouself wat die beste gegee het. So in die aand as jy in die bed gaan klim, weet net dat soos you did your best. En môre vat ons dit weer en jy gaan weer en ja, vra net die Here vir daai krag wat jy nodig het en daai grace wat jy nodig het vir jouself ook. Met Delana wat soos weggaan en hy toer en hy doen hierdie sport en cricket en dis sy droom. Ek bedoel julle date ook al van skool af. So julle het daai highlight reel ontmoet mekaar op skool en trouverhouding. Maar ek wil by jou hoor soos daar kan seker bietjie in jou hart 'n vorm van resentment kom van daar moet seker iewers al gebeur het dalk wat jy gevoel het soos ag maar hy kies my nou nie of soos jy weet ek's nie sy topprioriteit nie want mense is maar swak en dan kom die vyand en hy kom vertel jou al die leuns en is definitief dalk nie Delana se hart hoekom hy doen wat hy doen nie maar hoe hanteer jy as jou man ver weg van jou is om nie 'n resentment of nie 'n kwaad in jou hart teenoor hom te hê in die situasie waarin jy is nie. Ja. So vir my die belangrikste was weer eens trou 'n goeie man en kry 'n man wat wanneer hy by die huis is jou ook geleentheid gaan gee om dinge vir jouself te doen. Ek dink dit is baie belangrik om daai resentment weg te vat want dan is dit nie heeltyd soos jy moet altyd alles alleen doen nie en selfs wanneer hy daar is, geniet dit nie vir jou nie. So soos ons girls trip wat ons Clarence toe gehad het en so verstaan soos het net oomblikke ook waar jy weet soos your time will come en jy gaan ook 'n geleentheid kry om goedjies vir jouself te doen. Ek dink ook met dit 'n mens besef ook soos dit is sy werk en ons wat op 'n baie jong ouderdom soos jy genoem het ontmoet het en mekaar kon die pad saam met mekaar kon verstap het, is dit ook 'n ding van ek het saam met hom gradually gewoond geraak aan die feit dat hy min by die huis is. So dit was die een oggend dat ek 'n ouetjie ontmoet en die volgende dag is hy vir 'n maand weg nie. So ek dink ons scenario is definitief anders as ander mense sin want ek kon saam met hom in dit ingegroei het en ek was half al gewoond aan die feit dat hy min by die huis is en dan ook wat belangrik is wanneer hy by die huis is, maak seker dat jy daai kwaliteit tyd saam spandeer. Maak seker dat jy regtig waar die tyd wat jy saam het, seker maak dat julle twee ook connect met mekaar. Soos as hy by die huis is, dit is nie net papa's nou hier vir Milan nie, soos papa's hier vir mamma ook. En ek en hy moet ook seker maak dat ons daai kwaliteit tyd saam met mekaar spandeer. Daar's niks fout om vir ouma en oupa te vra om 'n aand na Milan te kyk, sodat ek en hy ook net kan reconnect en kan gesels en goeie sonder dat jy weet 'n kind heeltyd sê mamma, papa, net sodat julle twee ook net daai oomblikke het
Want ek dink as daai koneksie sterk is en as jy altyd verstaan in watter posisie jy is, as ek 'n harde dag het, kan ek dit vir hom sê, maar ek gaan nie noodwendig dit teen hom hou nie. Ja, Dis nie 'n counter van ja. ek het hierdie deur gegaan vandag, ek het dit gedoen, ek het dit En jy's gedoen en nie jy sit hier op 'n nie. boot saam met jou Ja. maats nie. Soos dit gaan oor 'n feit dat verstaan soos ons albei werk saam aan hierdie en ja, ongelukkig is hy weg, maar ek weet ook weer eens dat if he could, sou hy eerder by die huis saam met ons wou gewees het en sou hy dit saam met my wou gedraai Ek het. dink dis ook die mooiste eienskap wat ek al raak gesien, soos jy kies altyd om die beste eienskappe van jou man eerder raak te sien as soos die slegte kant. So dis nooit jou default is nie wat my man verkeer en jou default altyd soos wat Delana reg doen. Dis cute. Soos jy's ook altyd so Hy sal baie bly wees om hierdie te hoor. As ek so 'n bietjie ietsie wil sê soos Robert, dan jy's soos van Rachel na onthou. Dan dink ek as ek okay, ja. Kop met swaai van ons moenie altyd gaan, soos presies daai ding. Jy kan skepticism, jy kan die slegste van jou man dink as hy sin maar aan die ander kant van die wêreld sit. Maar om eerder net altyd te fokus op die mooier goeders, maak dit sin wat ek sê. Dit het ek ook by julle geleer, moet sê. Ek dink dit is nie altyd maklik nie. Ja. Kyk, daar is daar wat ek voel soos he's just living the life en hier sit ek en ek moet alles soos ek moet seker maak die huis funksioneer. Ek moet seker maak Milan kom by die skool. Hy het die pragtige highlight lunchboxie en verstaan soos alles werk net perfek, maar ek dink wat baie belangrik ook weer eens daarin is soos besef net dat jy as mamma kan ook net soveel doen en jy het hulp nodig. Soos you gotta have a village, al is jou village een persoon. Soos laat toe dat mense jou help. Laat toe dat jy ook rus en jouself net soos alweer vol maak sodat jy daai rolle kan So ek wil ook vir jou dan hoor, so jy het dan genoem oor ons Clarence trippie. So ek was eintlik geskok geweest want ek onthou ons het skool gegee. Jy was soos my first girl trip, maar jy's so cute. Jy kom al aan met die Excel spreadsheet. Jy het ons budget opgestel. Ek sê jy's nie 'n prater nie, jy's 'n doener. En ek het die wêreld se respek vir dit want jy kry mos al mense wat sê ons moet iets gaan doen, ons moet bietjie, maar jy is soos van hierso. Ons gaan nou dit en alles gereël, betaal, dis so gaan dit aan. Hier's die budget. Maar ek onthou Delano, as ek kan reg onthou, het ons gebless met daai road trippie. En hy was weg gewees en hy het gesê nee, julle kan bietjie gaan, bietjie Clarence toe gaan road trip en ek was geskok want ek het al gehoor van mense wat as jou man, jy weet, oorsee is of daai goed soos vrouens is half van hulle voel nie hulle mag aangaan met hulle lewe. Hulle voel nie hulle mag dit geniet of hulle mag iets doen vir hulle self nie. Soos baie vrouens dink ek sit en sulk en wag net vir die man om soos terug te kom half. So dit was my so mooi geweest waar Delana was die een wat soos uitgereik het en gesê nee man, soos gaan op die Girls Trip en ons het dit so geniet, baie lekker. Dit was so lekker. Ons het baie lekker gelag daarso so hoe deel jy met soos die feit dat jou man aan die ander kant sit, maar jy trek nie terug nie, soos jy lewe nog steeds jou lewe. Soos jy voel nie half dit jy raak weg in die agtergrond van hy chase die droom, maar daar is nog steeds hierdie balans van you're still living the full you. Yes. Ek dink die belangrikste daar is om te besef dit was nie altyd so maklik nie. As ek terugdink aan die eerste paar toere waarop Delana gegaan het waar hy weg was en goeders, toe het ek gevoel soos ek moet by die huis sit. Ek mag niks gaan doen nie. Ek mag nêrens gaan nie want jy weet 'n huis daar en my lewe mag nie aangaan nie. Maar toe het ek ook op 'n dag besef soos ek's meer as net Delana se vrou. Ek is meer as net die cricketer se vrou. Soos vir my gaan dit oor die feit dat ek is ook iemand wat die Here geskaap het. I also have purpose. En net omdat hy sy droom najag, beteken nie ek moet by die huis sit en vergaan nie. Ek mag ook myself ontwikkel. Ek mag ook groei. Ek mag ook meer wees as net sy vrou. Want die ding is op die einde van die dag, net soveel as wat hy sy droom najag, het ons ook passie, het ons ook goedjies wat ons wil bereik. So ek dink dit is belangrik om te weet dat jy mag nog steeds lewe. Jy mag nog steeds na jou vriende toe gaan. Jy kan nog steeds dinge vir jouself doen. Op die einde van die dag, soos jy's nog steeds mens. En jy gaan kies of jy agter hom wil wegkruip en elke keer net wil sê, "Hallo, ek is Delana se vroutjie," of "Nee, weet jy wat, soos ek is Sharnay en ek is 'n mamma en ek is 'n gedrewe vrou en ek het ook meer as net dit," maar op dieselfde tyd hom te ondersteun en so trots te wees op dit wat hy bereik en dit wat hy doen, want in dieselfde tyd gaan hy trots wees op jou ook. Hy gaan ook aan sê, "Jessie, my vrou, sy's by die huis. Sy maak seker Melanie is okay. As ek by die huis kom is ons huisie is vol. Dis meer as net 'n huis, dis 'n tuiste." En dis iets waartoe hy kan huis toe kom en hy kan trots wees op jou ook. Ja, die trots lyk anders. Dis nou nie 'n trofee optel en sulke tipe goedjies nie, maar dis daai belangrike aspekte van wat jy instel in jou kind, wat jou huis is as hy huis toe kom. So en wie jy is, weer eens, soos hoe jy jouself dra en wat jy daar buite sit. Ja, dis beautiful. Ek wil gou ook by jou hoor, jy het nou genoem soos dit is julle
dis 'n seisoen waarin jy is, soos dit is so en jy het altyd oop kommunikasie. Wat ek baie admire, ek weet ek praat die hele tyd van, want dis so persoonlik vir my, verstaan? So ek kan nie praat en jy kan al die soetsappige goedjies deel wat jy kan, maar soos ek is deel van julle lewe, so ek weet dit wat jy sê, kan ek sien. En een van die mooiste goed wat ek weet is julle vertrou altyd op die Here se tyd en julle bid altyd saam, soos oor besluite en jy het ook een keer dan sê van sê ek gaan nie met jou deel nie, ek en Jelana bid nou eers oor hierdie. Soos dis sacred, ons hou dit hierso voor ons dit gaan deel en so en ek het die wêreld se respek vir dit. So ek wil bietjie by jou hoor, soos hoe lyk as hierdie nou die seisoen is, hoe lyk hoe vertrou julle die Here in hierdie moeilike seisoene en seisoene van mekaar af en wagtye soos want ek kan ook dink daar's hierdie behoefte van jy wil jou man by die huis hê sodat nuwe drome kan begin. So hoe lyk dit om die hele tyd hoorie, die hele tyd God te vertrou met elke seisoen met julle lewe? Kyk, dit is glad nie maklik nie. Ek dink mense daar buite sit dit as 'n baie maklike ding om te doen, maar 'n mens moet maar net op die einde van die dag soos ons dinamika is, ons maak seker dat ons nog steeds saam bid, al is dit oor die foon. Soos ja, dit is nie konvensioneel nie, dit is nie hoe mense dit noodwendig wil hê nie, maar hê daai video call en bid saam met mekaar voor 'n wedstryd of wanneer jy deur iets gaan waar jy besluite moet maak, soos bid saam daaroor en as dit iets is wat hy en ek oor verskil, dan moet hy eers sy dinge gaan uitsort en ek my dinge uitsort en dan bid ons saam daaroor. Ek dink ook in hierdie seisoene, soos ons vertrou die Here regtig al vir 2 jaar vir iets om in ons lewe te gebeur. En dit is moeilik. Dit is moeilik om partykeer te sit en te wag. Ek dink mense verkoop dit as baie maklik, maar 'n mens sit en jy vra vir die Here soos dis my grootste hartsbegeerte, soos hoekom gebeur dit nie? Soos alles vir my is in plek. Soos I've done everything. Hoekom kry ek nie dit waarvoor ek bid nie? En toe het ons op die harde manier geleer dat wanneer jy die Here vertrou in hierdie seisoene, soos al maak dit nie sin nie, al verstaan ons nie, al weet ons nie hoekom dit gebeur soos wat dit gebeur en hoekom ons tyd nie altyd die Here se tyd is nie, het ons al baie keer in die einde gesien. Jy kry so aha oomblik. Ek verstaan nou hoekom in hierdie oomblikke ek dit nie toegekry het nie. Of jy was nie regtig voorberei en jy sou dit heeltemal opgemors het en jy sou nie dit kon waardeer het vir wat dit is nie. Maar ek dink ook soos in hierdie wagseisoen het ons ook besef dat soos berei jouself voor vir dit waarvoor jy bid. Soos jy vertrou die Here vir sekere goeie, so maak seker dat wanneer sy tyd kom, jy alles gedoen het in jou vermoë om so voorberei te wees as wat jy kan om dit te kan ontvang en dan 100% in dit te kan lewe, dat dit jy nie kan ontvang nie, want tog ons het 'n pappa wat altyd sal gee en verstaan jy en voorsien wanneer dit op sy tyd is. En as dit nooit vir ons is nie, dan is dit ook okay, daar is 'n rede en ons sal hopelik eendag verstaan. Maar ek dink ook soos die seisoene waarin jy is, vat dit vir wat dit is. Dit gaan so vinnig verander en die seisoen gaan dalk nooit weer dieselfde lyk nie. So vat daai oomblikke wat jy kan uit die seisoen uit waarin jy is. Ek glo altyd everything is beautiful in its own time en elke liewe dingetjie wat jy het en elke ding wat gebeur met jou gebeur op 'n spesifieke tyd op 'n spesifieke plek in jou lewe en jy moet net vertrou, al is dit baie moeilik soms, dat die Here weet beter. En ja. En dan wil ek ons gaan so 'n bietjie na die einde toe beweeg, maar ek wil bietjie by jou hoor as jy vandag daar 'n mamma daar buite is of 'n vrou daar buite is wat sukkel bietjie met mommy guilt en sukkel met soos sy voel nie sy jy weet live the highlight reel nie, sy's uitgeput, sy's moeg. Is daar enige raad want ek bedoel jy moet ook jou lewe balanseer. Verstaan, jy's vriendin, jy's werksvrou, jy's 'n vrou vir jou man, jy's ook 'n dogter, jy's ook 'n mamma, soos al hierdie goed, jy's al hierdie verskillende goed en ek het al gesien my damesoggende hoe moeg vrouens is, soos my moeg is moeg. So is daar enige raad wat jy sou sê iets wat in jou geval het, want ek dink jy is soos een van die mees positiefste, driven, jou uitkyk op die lewe is aansteeklik. Dis hoekom ek juist vir jou vra as daar enigietsie is wat jy vandag vir 'n vrou net kan agterlos en net vir nie betoon jou big girl panties nie, maar soos iets kan sê wat jy dink elke vrou nodig het om te hoor. Ek dink die belangrikste vir my is besef net jy is nie alleen nie. Jy is nie die enigste vrou wat so voel nie. Jy is nie die enigste mamma wat so voel nie. Ja, dit word nie daar buite gesit nie, maar jy is nie alleen nie. Ek dink hê grace met jouself. Vat daai oomblik vir wat dit is. Rus. Maak seker jy kyk na jouself. As jy nie na jouself gaan kyk nie, gaan niks anders vloei uit dit uit nie. So kyk na jouself, aanvaar hulp en weet net die feit dat jy worry oor die feit dat jy dalk nie 'n goeie mamma is nie of jy dit nie reg gedoen het nie, sê al klaar vir my jy doen. Jy's 'n goeie mamma. Jy's al klaar 'n goeie mamma, jy's al klaar 'n goeie vrou want
jy is so bekommerd oor die feit dat jy wil dit reg doen. So hê net grace met jouself en vra net die Here in oomblikke soos Here, in hierdie oomblik, soos hoe moet ek beter reageer? Soos gee my daai geduld om 'n beter mamma te wees of help my in hierdie oomblik om te weet wat die prioriteit is en wat belangrik is. Maar ja, soos you're doing a good job. Soos jou kind 10-1 kyk terug en hy sien niks anders as daai een oomblik van mamma het vir my gekyk. Mamma het vir my die lekkerste lunchbox gekoop nie. Daai oomblik waar jy sit en jy dink, ek moes hierdie beter gedoen het." Kyk jou kind na jou en jou kind dink soos, "Wow. Soos hierdie is die beste mamma wat ek ooit kon gehad het." So probeer fokus op dit wat jy wel reg gekry het. Ja. Dit wat wel goed was van die dag. En ja, vat net elke liewe dag vir dag, moet dit nie vooruit dink nie. Ja, en erken maar net, soos wanneer dit verkeerd was, maak dit reg en gaan aan. Moenie dit by jou hou nie, want dit steel jou volgende oomblik se vreugde. Woe, dit was amazing. Dankie baie dat jy vandag kom gesels met ons en ja, ek is so lief vir jou. Jy's 'n wonderlike vriendin en ek het baie geleer. Ek weet obviously ek die eerste persoon is as ek as daar nog potensiaal daar is om babatjies te kry en al die kan my help. Hoe maak ek 'n kind groot? Maar baie dankie vir al jou wysheid en insig wat jy as vriendin met my deel en wat jy vandag hier gedeel het. En ek dink hierdie podcast gaan regtig baie mense aanraak of mammas veral wat sukkel met al hierdie goed wat hulle so voel hulle moet juggle. Soos ek sê, dis 'n baie unspoken. Almal voel dit, maar ons mag dit nie acknowledge nie. Maar baie dankie vir jou tyd, vriendin. Dankie dat ek kan kom kuier het. Ek is baie lief vir jou ook. Ja. En ek dink net soos onthou net niks werk vir almal nie. Of as wat werk vir jou en jou gesin gaan nie vir iemand anders werk nie. So doen wat vir julle werk, onthou wat julle bou en maak seker dat binne in jou huis dit floreer. Dankie. Sien, nou kry ek ook klaar goed. Liefde. Woe!